Baie welkom by Leef die Woord en dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks boodskappe wat handel oor die tema Tel jou woorde. En ons besprekings gaan aan die hand van die algemene sendbrief van die apostel Jakobus wees. Wanneer ons die brief lees, dan merk ons op dat hy in al 15 hoofstukke op een of ander manier 'n verwysing maak na die dinge wat ons sê. Hoe ons woorde moet inspan. En daar is vir ons baie belangrike voorskrifte en raad wat gegee word. Wanneer ons die brief lees, dan merk ons op dat dit wat hy vir ons sê baie maklik is om te verstaan. Hy praat baie reguit en baie duidelik met ons. En ons moet ons tog daaraan steur. So lees nou saam met my Jakobus 1 vanaf vers 19 tot vers 26. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Nou, ons begin deur aandag te gee aan die woorde van Jakobus 1 vers 19. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Jakobus begin hierdie teksvers met die woorde so dan. Met hierdie woorde wil hy vir ons sê, ons moet nou kennis neem. Hy gaan 'n aankondiging maak en ons moet daarop ag gee. Ons moet luister, wat is dit wat nou gaan volg? En dan maak hy die volgende aankondiging. My geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Die raad wat hy ons gee, of die voorskrif wat hy maak, is nie net van toepassing op 'n klein groepie of 'n uitgeleese groepie mense nie. Hy sê eenvoudig duidelik, elke mens, elkeen van ons moet ag gee op dit wat hy nou sê. En wat hy sê is die volgende, dat ons gou moet wees om te hoor, stadig moet wees om te praat en stadig moet wees om toornig te word. Nou die praktiese implikasie daarvan, dat ons almal nou moet gehoor gee, is die volgende. Indien ons almal gehoor gee en hierdie raad ter harte neem, en volgens hierdie raad handel, gaan dit noodwendig beteken dat daar minder konflik gaan wees. En selfs die hantering van konflik gaan op 'n ander manier gedoen kan word. Wanneer elkeen van ons volgens dieselfde reëls en voorskrifte gesels en nougeset daarvolgens optree, gaan ons waarskynlik ook baie beter met mekaar kan kommunikeer. Nou die dinge waaraan ons moet aandag gee, elkeen van ons, is dat ons gou moet wees om te hoor, maar dat ons stadig moet wees om te praat en stadig moet wees om toornig te word. Nou wat bedoel Jakobus as hy vir ons sê, ons moet gou wees om te hoor? Dit beteken beslis nie dat ons vinnig gereed moet staan om na 'n kinderstorie te luister nie. Daar is hierdie pragtige uitdrukking, en ek seker julle het dit ook al gehoor, dat ons nie van ons ore asblikke moet maak nie. Iemand het eenmaal gesê, ons is die kinders van die Here, nie die skinders van die Here nie. So wanneer Jakobus sê ons moet gou wees om te hoor, dan beteken dit beslis nie dat ons gereed moet staan om ons ore uit te leen vir dit wat onbetaamlik is nie. Wanneer hy sê ons moet gou wees om te hoor, beteken dit dat ons moet inspan en daaraan moet aandag gee
dat ons na mense se harte kan luister. Dat ons mense se harte kan hoor wanneer hulle praat. Ons moet dus die vaardigheid aanleer om na mense te luister. En dat ons sal luister om met hulle te connect. Dat ons nie sal luister om hulle al ewig te probeer korrigeer nie. Dat ons dieper sal belangstel in mense en in dit wat hulle sê. Ons moet gou wees om te hoor. Wanneer Jakobus sê dat ons gou moet wees om te hoor, dan beteken dit ook dat jy en ek bereid moet wees om op 'n gereedheidsgrondslag te wees om die waarheid te hoor en op die waarheid te reageer. Ons moet vinniger op die woord van die Here reageer. Ons moet vinnig wees, gou wees om te hoor. Wie ore het, laat hom hoor. So jy en ek moet op daardie plek wees waar ons ore neig en ons ore ingestel is om dit wat goed is en dit wat reg is te hoor. En ons moet oplet na die gesprekke waarna ons gaan luister en wanneer ons luister, moet ons dieper luister. Maar dan sê hy ook dat ons moet stadig wees om te praat. Wat sê Jakobus vir ons? Geliefdes, vriende, hy sê vir ons dat ons woorde moet tel, want woorde tel. Ons moet nie met woorde op mense afstorm nie. En daar is geen regverdiging daarvoor om te sê, ek is reguit en ek sê dit soos ek is nie. En dan op 'n bombastiese en onbeskofte manier woorde uit te deel soos sweepslaan nie. Nee, ons moet stadig wees om te praat. Nou, ons vind in die goeie woord van die Here so baie raad en voorskrifte wat aan ons gegee word ten opsigte van die woorde van ons mond en hoe ons moet oplet wat ons sê en hoe ons dit sê. Ek sien byvoorbeeld in Spreuke 10 vers 19, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Ek dink aan die woorde wat Dr. Ruben van Eyck een keer gesê het, baie praatjies maak baie gaaitjies. Nou, ons moet dus stadig wees om te praat. In Spreuke 13 vers 3 lees ons, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. En ook weer in Spreuke 17 vers 27, wie sy woorde inhou, besit kennis. En hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Spreuke 29 vers 20. Het jy 'n man gesien wat haastig is in sy woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom. Daarom moet ons hoor en ons moet dit verstaan. Dit is wys om nie haastig te wees wanneer ons praat nie. Ons het nie nodig om op elke ding wat ons hoor, ons het nie nodig om daarop te reageer nie. Ons het nie nodig om haastig daarop te wees nie. Dan dink ek aan die woorde van professor Stefan Joubert wat eenmaal gesê het, ek weet op watter hoogtes wil ek sterf. Om stadig te wees om te praat, beteken nie dat ons huiwerig moet wees om te sê wat gesê moet word nie, maar dat ons wysheid sal hê, om nie roekeloos te wees in die dinge wat ons sê, wanneer ons dit sê nie. Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord, het Paulus geskrywe. Petrus het gesê, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. So, ons moet stadig wees om te praat. Ons moet berekend wees wanneer ons gesels. Dit beteken nie dat ons, weer eenmaal wil ek dit sê, huiwerig moet wees om die waarheid te praat nie, maar dat ons nie met woorde op mense sal afstorm nie. Ons moet wysheid gebruik. En dan sê Jakobus ook, dat elkeen van ons moet stadig wees om toornig te word. Want julle sien, dit is dikwels wanneer ons kwaad word, wat ons dinge sê wat ons nie moet sê nie.
Of miskien dinge wat ons moet sê, dat ons dit op verkeerde manier sê. Miskien het dit ook al met jou gebeur, dat jy nie noodwendig spyt is oor die goed wat jy gesê het nie, dat jy nie daaroor spyt is nie, maar dat jy miskien spyt is oor die manier hoe jy dit gesê het. En daarom moet ons oplet, wees stadig om toornig te word. Weereens sien ons in die goeie woord van die Here, wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want die ergernis rus in die boesem van die dwaase. Kan ek dit weer 'n keer lees? Dit is die woorde van Prediker 7 vers 9. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want die ergernis rus in die boesem van die dwaase. In Spreuke 14 vers 29 lees ons, die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. Nou om hierdie teksvers te verstaan, moet ek dit vir julle in die Engels lees, en ek lees dit uit die Good News Bible vertaling. If you stay calm, you are wise. But if you have a hot temper, you only show how stupid you are. Ek weet, dit is harde woorde. Maar ons moet hoor, vriende, dit is nie wys om haastig toornig te word nie. In die Amplified Bible lees dieselfde teksvers, he who is slow to anger has great understanding and profits from his self-control. But he who is quick-tempered exposes and exalts his foolishness. Nou weet ek, dit is harde woorde om te hoor, maar dit is belangrik dat ons sal verstaan, dit is nie wys, indien jy en ek haastig is om toornig te word nie. In een van die kommentare wat ek gelees het, tydens my voorbereiding, het hierdie woorde vir my uitgestaan. The truly wise and godly person in Scripture is not the one who always has something to say, but the person who listens to others, prayerfully considers, and only then speaks in measured tones. Ons let op, dat die woord van die Here dus vir ons sê, dat ons nie haastig moet wees om toornig te word nie. Die woord sê nie dat ons nie mag toornig word nie, maar dat ons nie moet haastig wees om daarin te storm nie, maar dat ons wel deurdag moet wees. Die woord van die Here leer ons tog in Efesiërs 4 vers 26, word toornig, maar moenie sondig nie, en laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Wat gewoon eenvoudig beteken dat ons onsself moet handhaaf, sodat ons verhouding met die Here nie gediskrediteer word wanneer ons kwaad word nie. Daarom lees ons ook in Jakobus 1 vers 20, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Vriende, Jakobus sê vir ons, dit is nie verskoonbaar om onbeheerst op te tree nie, selfs al sou dit wees oor dinge wat verkeerd is of goddeloos is. Ons moet nie haastig wees om toornig te wees nie. Ons moet onsself kan beheer. Is dit regtig so belangrik? Dra hierdie sake regtig soveel gewig? Speel ons woorde regtig so 'n groot rol? Ek is bevrees dat ons miskien die gewigtigheid hiervan totaal onderskat. Veral in die lig van die woorde van Jakobus 1 vers 26. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Hierdie godsdienstigheid waarna verwys word, is die eksterne praktyke in ons godsdienstige uitlewing. Dit is die dinge wat ons beoefen om aan ons geloof uitdrukking te gee. En wanneer ons nou nie ons tonge in toom hou nie, is ons gebruike soos leë blikke wat net 'n groot geraas maak. Dan help dit nie, ons het al hierdie pragtige geestelike dissiplines wat ons handhaaf nie, maar ons monde, ons woorde, is nie ook in lyn met die woord van die Here nie. 'n roekelose tong maak ons godsdienstige uitlewing kragteloos en maak dit verwerplik.
En indien ons sou waag om te dink dat dit nie so is nie, dan sê Jakobus vir ons, dan mislei ons onsself in die diepste kern van ons godsdienstige oortuiging. Indien ons dink dat die woorde van ons mond, as ons roekeloos is, as ons nie berekend optree nie, dat dit nie afbreek doen in ons getuienis nie, dan sê Jakobus, dan besef ons nie dat ons harte ons bedrieg nie. The outward ritualistic practices which a person may think are commendable are considered to be worthless, futile, fruitless, useless, if there is no parallel control or tight rein on the tongue. Ja, vriende, dit is gewis die waarheid. Daar word 'n hoë premie geplaas op die dinge wat ons sê. En net soos 'n boom aan sy vrugte geken word, net so word die woorde van ons mond beskou as die vrug wat ons lewens beskryf. En daarom steek daar groot waarheid daarin dat ons moet verstaan dat ons 2 ore het, maar net 1 mond het. Laat ons daarom dat ons op 'n plek kom waar ons gou sal wees om te luister, maar tog stadig sal wees om te praat, stadig sal wees om toornig te word, sodat ons nie dalk oor ons woorde struikel en ons woorde ons goeie getuienis aftakel nie. Ja, waarlik, tel jou woorde, want woorde tel. Die dinge wat ons sê maak saak. Ek vertrou dat hierdie oordenking oor die woorde van ons mond aan die hand van die woord van die Here ons sal help om beter te kommunikeer, om berekend te wees wanneer ons praat, sodat ons aan die Here ook deur die woorde van ons mond eer sal bring. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy saam met ons rondom die woord gekuier het. Hier by Leef die Woord wil ons graag die woord van die Here lees, dit leer en dit ook leef. En daarom glo ons dat die woord van die Here 'n woord vir nou is, dat dit 'n woord vir my en vir jou is, dat dit 'n woord vir ander is. En daarom wil ons ook die woord van die Here verstaan, sodat ons kan vernuwe, sodat ons dit kan gaan verkondig. Ek vertrou dat jy vandag groot seën uit hierdie boodskap ontvang het. Kom ons bid saam. Vader, sal U ons help dat ons U woord in ons harte sal inneem, dat ons sal dink voor ons praat, en dat wanneer ons praat, dat die woorde van ons mond wel behaaglik voor U sal wees. Dis ons gebed in Jesus se kosbare naam.